Ek gaan hierdie preek vinnig en dis nie eintlik 'n preek, dis sommer net 'n gedagte en ek het geweet dis lang naweek en van die mense is weg en hoe ook al sy. So ek het nou net hierdie voorberei, is jy gereed om te ontvang? Kom ek begin so. Wat is die langste woord wat jy ken? Wie wil probeer? Ek dink ek hoor hom. Dis die woord wat ek geleer het. Sit hom op hom, Sammy. Is dit hy? Wie kan hom sê? Het julle Mary Poppins gekyk? Supercalifragilisticexpialidocious. Moenie dit sing nie, man. Dis die langste woord wat ek ken, maar nou vra ek jou hierdie woord, en ons gaan net so aanloop. Wat is die langste Afrikaanse woord wat jy ken? Twee buffels met een skootfontein. Daar's 'n langer een en daar's 'n verskeie, maar ek gaan hom vir jou sê, oom Sammy, gooi hom op, wie kan hom uitspreek? Ek julle net help. Tweedehandse motorvoertuig lisensie nommerplaat registrasiefooi en ek gaan hom nog langer maak, toonbank. Is een van die baie lang woorde wat daar is. Maar ek wil vanmôre oor 'n woordjie praat, 'n baie gevaarlike woordjie, en vir my die langste woordjie wat daar is in die woordeskat van Afrikaans. Baie keer wanneer 'n mens praat van gevaarlike woorde, dan sal 'n mens dink miskien aan 'n woord soos haat, baie gevaarlike woordjie. Jy kan dink aan 'n woordjie soos dood. Jy kan dink aan 'n woordjie soos sonde, alles baie gevaarlike woorde wat kan gebruik word. Maar die woordjie wat ek vanmôre my gedagte in kort met jou gaan deel, wil ek sê, is 'n baie gevaarlike woord, maar dit is ook 'n baie lang woord. En ons gesels oor hierdie woord. Nooit. Die langste woord wat daar bestaan. Vanmôre vir my gedagtes. Nou ek het hom so vinnig gekyk, toe lyk dit amper soos nood, vernoot. Maar dit is nooit. Die titel van my woord vanmôre is hierdie ou Afrikaanse slagspreekie wat sê, ek sal nooit, ek sal nooit. Hoeveel keer het jy daai woord al in jou lewe gebruik? Ek wil vir jou sê, die week voor kamp vir die koortjies en hierdie week na kamp vir die koortjies, het ek daai woord seker 1000 keer gebruik. Nooit. Nooit. En hoe maklik sê ons dit? Ek sal nooit ooit nie. Kan ek net iemand kry wat eerlik is in hierdie plek? Ek sal nooit, vir alles die vrouens hulle mans wil dreig. Ek sal nooit weer. En dan val ons daarvoor. My openingsskrif, 1 Korintiërs 10 vers 12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Nou, kom ek verduidelik jou gou 'n paar goedjies. Daar's baie goeters en ek gebruik voorbeelde vanmôre sommer en ek net so ligte woord, maar bly by my. Wie het al in sy lewe na iemand gekyk en gesê, ek sal nooit? Wie het by julle eerste kind se geboorte al hierdie ek sal nooit hierdie kind? En hier by die tweede ene, dan gaan dit maar net aan. En as daar derde kind is, dan word jou nooit 'n whatever. Is dit so? Ek sal nooit. Nou ek het ietsie opgesit en dit is nou baie kontroversieel en ek gaan eers met die manne praat en moet my nou nie bang toevat vir hierdie ene nie. Maar Parys het elke jaar 'n Fashion Week. Wie in hierdie plek, asseblief manne help my, sê ek sal nooit. Come on, help my, wie sê ek sal nooit?
Tinus, ek het gedink dit sal moeilik aan jou. Ek sal nooit. Dames, kan ek gou met julle praat? Daar's julle wat gesê het, ek sal nooit. En vandag is jy met hom getroud. Maar kyk hierdie ene. Wat se dame wil vandag sê, ek sal nooit. Kom aan, help my. Ek sal nooit nie. Lief, ek vra jou mooi, moet nooit nie. Ek sal nooit nie. Nooit beteken hierdie woorde. Nooit beteken op geen tyd nie. Nie in die verlede nie, nie in die hede nie, en ook nie in die toekoms nie. Met ander woorde, nooit beteken, as jy nooit aan enige iets koppel, sê jy, ek sluit dit totaal uit my lewe uit. Dis wat nooit beteken. Dit is die sterkste woord van sekerheid in jou taal. Kan ek so 'n bietjie 'n vraag vra? Wie het al jou kind gedreig met 'n woordjie nooit in 'n sin? Kom aan. Belei en laat staan. Die waarheid is, die woordjie nooit word baie keer voor die kansel deur huwelikspaartjies gebruik. Ek sal nooit nie, my skat. Dit word baie keer in die raadsaal waar besigheidstransaksies geonderhandel word, gebruik. Dit word gebruik gesprekke baie keer tussen ouers en kinders. En meer belangrik, word die woordjie nooit baie keer gebruik wanneer ons met God praat in tye van krisis. Gebruik ons die woordjie nooit. Ek weet dis 'n ander preek vanmôre. Nou wil ek vanmôre hierdie paar aanhalings maak en ek gaan vinnig deur. Baie van die mense se nooit is net versoekings wat nog nie opgedaag het nie. Jou nooit is dikwels net 'n toets wat nog nie gekom het nie. Moenie te vinnig sê nooit nie, want jy ken nie môre se gevegte nie. Jy weet, ons kan baie keer so maklik hierdie woordjie gebruik en ek praat oor die algemeen en ek dink wat ons vanmôre net vir mekaar sê deur hierdie woord is dat die mens is feilbaar. En so uit die uitloop van my vorige woord wat ek oor gepraat het van die gees van genade, wil ek vanmôre vir jou sê, niemand is perfek nie en ek hou nie daarvan om te sê nie, maar dit is die waarheid. Amen. En die rede hoekom ek hierdie goeie sê is, want baie keer, en ek hoor dit baie keer by die jong meisies, en by die jong seuns, wanneer hulle droom oor hulle toekoms, sal hulle sê, ek sal nooit nie. Maar dan gebeur iets, en wanneer die nooit nie meer gehou kan word nie, val hulle lewens uitmekaar uit, baie keer. Kan ek persoonlik wees? Ek hou nie daarvan nie, maar kan ek vir jou persoonlik sê, ek as 'n jong man, weet jy wat was een van my nooits gewees? Ek sal nooit skei nie. Jy sien baie keer, wanneer nooit in ons lewe inkom, het ek dit so gestel, nooit is soms 'n leen wat wag om te gebeur. Kom ons wees, is nog eerlik met mekaar. Sê, waaroor praat hier? Ek praat met jou, ek sal nooit ooit nie. Maar dan kom ons by hierdie voorbeeld, en ek sal amper klaar my preek, is net 'n kort gedagte vanmôre, jy kan nog die breakfast by Wimpy vang vandag. Ek wil vir jou sê, wanneer ons praat van ek sal nooit, ooit nie, dan gaan soek ek 'n voorbeeld in God se woord, en jy gaan dadelik weet, na watter voorbeeld ek toe gaan, maar dan kom Matteus 26 vers 33. En hoor wat sê hy,
en Jesus praat met Petrus en Petrus praat met Jesus en hy sê, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sou almal ook aanstoot neem aan u, ek sal nooit aanstoot neem nie. Die waarheid van dit alles is, ons almal gaan deur hierdie lewe met hierdie vooraf opgestelde idee en nooit is die onderstreping wat ons sê, dis hoe ernstig ek is oor die saak. Petrus was ernstig, Here, ek sal nooit aanstoot neem aan u nie. Maar dan kom die Here Jesus in die volgende vers, terwyl Petrus dit sê, dan kom Jesus en hy sê, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En dan kom hy in Matteus 26:47 en dit gebeur so. En Petrus sê, ek ken die man nie. Hoor gou hierdie stelling wat ek maak. Die sterkste nooit in die Bybel het binne etlike ure verander in 3 verlonings. Nou gaan ek hier nou 'n stelling maak en ek gaan kyk na die ou slagspreuk, ek sal nooit ooit. Petrus se nooit het binne ure ooit geword. Kom aan, help my sê, nooit. Verstaan julle my vanmôre? Sê, waarmee is hierdie ou besig vanmôre? Sê nooit. Ooit. Nooit ooit. Nooit ooit. Maar Petrus se nooit word binne ure 'n ooit. Ooit, ooit. Ooit beteken op enige tyd. Enige tyd in die verlede, hede of toekoms, die moontlikheid dat iets kan gebeur. En op een of ander stadium kan gebeur. Nou hoeveel van hierdie mense wat ek vanmôre mee praat, sê, my nooit het hulle ooit geword. Jesus, my is heilig. Baie kere wat ek gesê het, Here, ek sal nooit nie, ek wil dit nie doen nie, dan kom ek agter, ek het geval. En ek wil met iemand praat. Sy nooit het hom trots gemaak. Petrus staan voor Jesus en sê, Here, ek sal nooit nie. I'm that guy. Ek sal nie. Maar die oomblik, toe Petrus sy nooit verbreek, het sy ooit hom nederig gemaak. Ek wil hê jy moet hoor wat ek vanmôre net in kort met hierdie preek vir jou sê. Ons het hierdie voorafgestelde idees. Here, ek sal nooit. Met jou huweliksmaat het jy miskien gesê, ek sal nooit nie my liefie. En iewers het iets gebeur en die nooit het 'n ooit geword. En jy staan verleë en jou vrymoedigheid is weg. Dis presies waar God opdaag, nie in jou nooit nie, maar God daag op in jou ooit. Maak dit sin? Wanneer jy val, dis nie asof jy gaan val nie. Dis wanneer jy val, wil ek vir jou sê, daar is 'n God wat na jou toe uitreik. Sy nooit het hom trots gemaak. Weet ons sal so, ek sal nooit nie. Jou hoogmoedige mens. Jy's hoogmoedig. Kom aan, ek self. Baie keer het ek al gekyk, toe ek nog in die ander dorp gebly het. Sê, Here, nooit nie asseblief. Maar ek wil vir sê, as ek gaan my lewe opmeet, het daar goeders wat belangriker is dit wat ek gesien het op daai stadium, wat vir my nooit was, het gesê, Here, ek wil nooit dit doen nie, maar dat goed in my lewe gebeur, wat ver erger was as dit. Kom aan, ek is eerlik om dit te sê. Maar ek wil sê, wanneer die ooit aanbreek in jou lewe, dan maak dit 'n mens nederig, en 'n nederige hart is presies wat God nodig het om mee te werk.
Ek weet julle sê altyd amen, sê 'n bietjie ooit. Petrus se ooit het hom geleer wat sy hom nooit sou leer nie. Ek wil hê dit moet insak by jou. Wanneer die lewe regtig gebeur, dan kom jy agter dat nou leer ek iets wat ek nooit so geleer het as ek net aan die ander kant van nooit gebly staan het nie. In sy grootste mislukking het Petrus sy grootste behoefte ontdek toe hy Jesus in die oë kyk. En hy sê, Here, ek sal nooit. Het hy dit opreg bedoel? Maar kom ek sê gou, wat was Petrus se probleem? Hy wou dit in sy eie krag doen. Hy wil gewys het hoe sterk hy is. Maar toe hy val en sy ooit breek aan, toe kom hy agter, ek het iets nodig, want ek kan dit nie self doen nie. En hy kom in daai oomblik agter, ek het Jesus Christus en God in my lewe nodig. Ek weet is 'n eenvoudige woord, jy gaan nou huis toe, maar ek wil vir jou sê, jou ooit het 'n rede, en daardie rede is om vir jou te laat besef dat jy het God nodig in jou lewe. Amen. Petrus se verloning was nie die einde van sy geloof nie. Want dit was die einde van sy selfvertroue. Ek weet ek herhaal so bietjie. Daar's baie keer met dinge wat ons sê, Here, ek sal nooit. Waar jy 'n vrou in die oë gekyk het, om dit sterker uit te druk, waar jy jou besigheidsvernoot in die oë gekyk het. Waar jy vriende en vriendinne, jou kinders in die oë gekyk het en gesê het, nooit. En toe word jou nooit 'n ooit. En jy kom op 'n plek waar die duiwel jou so mismoedig maak en sê, jy sal dit nooit maak nie. Dan wil ek vanmôre 'n eenvoudige preekie preek en ek wil vir jou sê, jou plek van ooit is die plek van die ontmoeting waar jy gaan God se hand kan vat om deur te gaan aan 'n kant. Gou nog hierdie stelling, God het nie Petrus se val gebruik om hom te vernietig nie, maar om hom te leer om afhanklik te wees. En die vraag wat by 'n mens se hart opkom is, wat is Jesus se reaksie? Sy vertroueling, sy eerste in bevel of tweede in bevel, Petrus, op jou gaan ek my kerk bou. En dan gaan jy en jy verloon Jesus 3 keer en jou nooit word ooit, en dan wonder ek by myself, wat was Jesus se reaksie? Kan ek jou Jesus se reaksie vanmôre vinnig gee? Voordat hierdie verloning nog afgespeel het, voordat Petrus nog kon sê, Here, ek sal nooit, het Jesus in die toekoms ingekyk van die nooits en die ooits, en dan spreek Jesus hierdie woorde in Lukas 22:32 en hy sê, maar ek het vir jou gebid. Hy praat met Petrus oor die woord van Here. Jy wat vanmôre miskien al gefaal het in jou lewe. Hy sê, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En eendag, as jy bekeer is, moet jy jou broeders versterk. Ag, ek kan nie glo ek preek oor nooit ooit nie. Maar jou nooit sit jy op 'n sekere plek waar jy, en ek wil nie negatiewe uitsprake maak nie, maar jou nooit sit jy op 'n plek waar jy 99% kans het om 'n leienaar van jouself te maak. Maar dis in jou ooit. Wanneer jy sê, iewers het iets gebeur wat ek eintlik nooit wou laat gebeur het nie, wil ek vir jou sê, dis 'n plek waar Jesus jou wil kry, en daardie ooit is die getuienis wat in jou lewe gebore word om ander mense te gaan waarsku en te gaan help. Is julle nog by my?
Wat sê Jesus verder? Hy gee die engel van God opdrag, hierdie boodskapper van God, gee hy opdrag. Toe Jesus aan die kruis sterf, sit hulle hom in die graf, en Jesus staan op uit die dode, en nou kom Maria hulle af na die graf toe, om die liggaam te balsem, en by die ingang van die graf, sit daar 'n engel, en ek dink dit is net so mooi, en ek wil met iemand praat vanmôre. Petrus het gefaal, hy het gevoel, ek het misluk. Die woord van die Here sê, dat hy het selfs die hele disippelskap gelos, en hy het gesoos, nee, kom ek gaan vang net weer vis, dis al waarvoor ek goed genoeg is. Maar dan maak die engele uitspraak, en 'n engel is die boodskapper van God, en hoor wat sê hy, maar gaan sê vir sy disippels, en vir Petrus. Ek sê vanmôre, iemand wat hier sit vanmôre in jou ooit, God roep jou naam. Gaan sê vir die disippels en vir Petrus wat my verloon het, dat ek gaan vooruit en ek wag vir hom in Galilea. En na jou mislukking wil ek vanmôre sê, daar is 'n Jesus wat wag vir jou. Hoor jy wat ek sê? Dit is my so belangrik. Want, weet ons het hierdie kategorieë en ons het hierdie labels wat ons so maklik uitdeel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, in jou diepste seer en in jou grootste teleurstelling, en as jy nooit te ooit geword het, is daar 'n Jesus wat sê, gaan sê vir die disippels en gaan sê vir Petrus, ek gaan hulle vooruit en ek wag vir hulle. Miskien, ek hoop so praat iemand raak. Jesus het Petrus nie ontmoet by sy belofte wat gebreek was nie, maar het hom ontmoet by sy gebrokenheid. Na jou menslike nooit, wanneer ooit aangebreek het, wag daar 'n Jesus wat jou nooit sal verlaat nie. Amen. Die mense se nooit val. Kom aan, ek wil vanmôre vir jou sê, miskien sit jy vanmôre hier aan die ander kant van die spektrum. Iemand wat jy baie naby in jou hart gehou het, 'n nooit aan jou toegedien, wat jy gesê het, ek vertrou daardie nooit, en toe word die nooit 'n ooit. En nou sit jy en jy het geen vertroue meer in mense nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die menslike se nooit val. Maar Jesus se nooit is 'n belofte van wat geen ooit kan breek nie. Dink die mense wat hier verbyry sê, hier's 'n varkie in die kerk. Nooit. Maak amper klaar. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 5. Want hy het gesê, God, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jou nooit is miskien 'n leuen wat wag om te gebeur, maar God se nooit is 'n belofte wat geen fout kan keer nie. Ek weet ek praat met iemand vanmôre in hierdie plek. Wynand, kom help my. Harry, kom hierso. Diep waters nou. Hebreërs 8 vers 12 sê hierdie woorde. Want ek, sê die Here, sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hulle saggie speel en ons maak hierdie diens amper klaar. Wonder ek weer in hierdie plek en my hart gaan so uit na soveel mense. Maar hoeveel mense is daar nie vanmôre in hierdie plek wat sê, ek het myself al so teleurgestel. Weet jy, dan kan ek vanmôre my hand opsteek. Ek jonger was,
ek weet nie of dit is seker maar die duiwel, dan dink ek aan goeders wat ek gedoen het toe ek jonk was. Dan raak ek ijskoud. En ek kan nie amper nie eens dink dat ek daar was in my lewe nie. Ek was 'n pastoor se kind, pastorie, evangelie was op my boude nog voor dit in my hart was. Maar tog het ek dit reg gekry dat my nooit ooits geword het. En ek het God teleurgestel. En dis 'n eenvoudige woord vanmôre, maar ek sê vanmôre net vir jou, al is jy in 'n plek waar jy gesê het, ek is so teleurgestel in myself, dan wil ek vanmôre jou herinner en ek wil sê, jou nooit sal faal. Dit is so. Maar God se nooit sal tot in ewigheid staan. En hy sê, eerstens, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê, ek werp jou sondes in die diepte van die see en ek dink nooit weer daaraan nie. Ek en jy kan op God vertrou vanmôre. Ag, miskien is my uitnodiging so bietjie spesifiek vanmôre. As jy hier sit, kan kom ons maak die oë toe en dan ek doen dit net uit respek uit vir die mense wat saam met ons hier is. Miskien is daar iemand wat sê, dat hulle my ooit het aangebreek en my ooit het seerder gemaak as wat ek gedink het. Iets wat ek nooit beplan het om te gebeur in my lewe en dit het gebeur en ek kan praat van hierdie week, ek kan praat van jare terug in jou lewe, het iets gebeur en iewers het dit net 'n merk van seer en skande kom los, dan wil ek vanmôre jou aanmoedig en sê, jou God is groter as jou nooit en hy's groter as jou ooit en vanmôre kan jy net jou hande opsteek as jy wil en sê, Here, genees my vanmôre. Genees my vanmôre, Here. Ek weier om verder aan my ooit vas te hou, want daar is 'n God wat my nooit sal val nie. Kom aan, ek sien hande, steek jou hand op. Jesus' love will never fail you. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? God se liefde is onbeperk. Hy is daar vir jou vanmôre. Vergeet die dinge wat agter is. Strek jou uit na dit wat voor is. Here, elke hand wat op is, bid ek nou in hierdie oomblik. Here, dat U daardie hart sal genees. Genees elke hart van 'n nooit en van 'n ooit, Here. En as ons roem, dan roem ons vanmôre in die genade van die Here Jesus Christus. U het die vermoë vanmôre om harte te kom aanraak, om lewens te kom verander, Here. En Here, ons ruk vanmôre die label af van wat my ooit aan my gedoen het, Here, en ek plak vanmôre 'n nuwe label op wat sê, ek is 'n bloedgewaste kind van God, gered deur sy genade. Ek weier om in die verlede te ploeg, Here, maar ek kyk na U en ek kyk na die kruis en ek sê, deur die kruis is daar vir my oorwinning vanmôre, Here. Ek dank U dat U in hierdie oomblikke nou hart en lewens raak. Ag, ek wil nie onnodig tyd vir nie, maar ek voel die tasbare teenwoordigheid van God in hierdie oomblik. En ek wil vir u sê, hier's 'n man hier. Hier's 'n man, God praat al ernstig met jou vir 'n geruime tyd. Dit is tyd om die dinge agter te laat en na Jesus toe te hardloop met alles in jou. Ek pleit vanmôre by jou, nooi Jesus finaal in jou lewe en sê, Here, kom wees die koning en die meester en die leidsman van my hart en my lewe, Here. Here, want na al die nooits en na al die ooits, Here, staan ek as 'n feilbare mens, soos 'n Petrus voor die Here. Maar Here, U het my nie weggewys nie, maar U sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal U die rus gee en in hierdie oomblikke doen U dit nou, Here. Dankie Jesus. Hy het jou lief. Hy het jou lief. Dankie Jesus. Kan ons dit saam sing? Oh, never fail me. Never fail me. My Jesus' love has never failed me yet. Oh, there's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love
has never failed me yet. Come on, nog net een keer. He has never failed me yet. Never failed me yet. Oh, Jesus' love has never failed me yet. Oh, there's one thing I know, that wherever I'm